Goeiemôre julle. As julle van samosas hou. Sout, soet, spicy, lekker. Dan is Samosa Bos in Saldanha Bay die plek om te wees. Ek het bietjie lekker met Venetia gesels vandag. Kom saam met my en dan kom luister julle waaroor ons gesels het. Goeiemiddag julle inenommers. Ons kuier heerlik in Saldanha Bay en ons sit hier so in die sitkamer by die Hoetjies Bay Hotel en hulle het ons bederf met 'n heerlike middagete en nou kuier ons met 'n ou vriendin wat sy nie geweet het, ons weet van haar nie, maar ons eet al lank al haar kos. Venetia van Samosa Bos. Hallo Venetia. Hoe gaan dit? Goed, dankie en jy? Nee, klaar nie. Baie dankie dat julle vir my die geleentheid gee om 'n bietjie te chat saam met julle ook. En baie dankie dat jy ons die eer aangedoen het om vandag hier te wees. Dankie. Nou ja, soos ek vir die kykers gesê het, eet ons al lank al in jou Samosa as jy dit net nie geweet nie. Dankie man. Vertel gou vir ons van Samosa Bar. Ek het seker so in 2009 of laat ek sê in 2007, nee, het ek eendag so 'n bietjie gestap werk toe want ek het nie te ver van my werk af gebly nie. Daai tipe werk ek vir Exact. En ek was bestuurder daar gewees en jy weet, soos mense maar met die Here praat, het ek vir die Here gevra of ek ook 'n besigheid kan hê. Ja. En, jy weet, want ek het gevoel ek kan dit doen. Ja. En ek het daar gelos en in 2009 het ek klaargemaak met my vorige werk en toe besluit ek nou, soos mense mos man of my ken, my kop is net besigheid die hele tyd. En toe besluit ek het nog tyd op my hande om kinders ook rond te ry. En toe besluit ek gaan dit adverteer sodat ek nou dit nou kan mooi organise die wat ek nou die kinders gaan kry en so aan is. En die eerste persoon wat my gebel het is die persoon wat ek gaan sien het oor sy dogtertjie en soos ek op pad kar toe is ek op pad kar toe en hy is op pad terug huis toe, ons het nog klaar gepraat oor die kind se saamry en so aan is en hy draai om en hy sê my Venetia, I must sell my business to you en ek kyk om so ek sê okay, net so. Net so en ek draai om en ek gaan aan, ek het nie baie van dit gedink he. En seker so 'n maand na dit en toe se kind nou al reeds besig om te ry so en ander woorde ons het mekaar gereeld gesien en so aan is. En hy sê te vir my are you still interested en ek sê te vir hom yes, if you're serious and yes, why not. En so het ek die besigheid by hom gekoop. Dis nou Samosa Bos. Dit was nie Samosa Bos gewees, dit was net sy op hy oomblik het hulle dit ek kan nie onthou wat was die naam gewees nie, maar dit was hulle het 'n naam gehad. En Modlies of iets soos daai was die naam gewees. In elk geval, toe koop ek dit nou oor en so aan is. En die eerste paar dae nadat hulle vir my begin leer het dit 'n bietjie rof gegaan. Baie rof. En toe begin ek dit 'n gebedsaak maak. En ek vra vir die Here om vir my asseblief leiding te gee. Ja. Hy het vir my resepte gee. Hy het my uithou vermoë gee. Hy moet vir my my besigheid regtig waar op die map sit want ek gaan my kan bring. Dit het baie taaf gegaan hoor. Ek sê dit het baie taaf gegaan. Maar ek het dit begin en tot ek begin het saam met was daar iets soos 4 of 5 flavours dat ek mee begin het. En ja, vandag supply ek plekke soos Pick n Pay, ek supply die restaurante, ek doen groot markiese, ek doen ek supply so baie besighede dat die Here het my net die hele tyd bedien saam met resepte dat ek vandag sit ek met 27 resepte. Vertel jy net vir my. samosas en spring rolls. Fantasties. Yes. Sê gou vir my, samosas is nogal harde werk. Dit is verskriklike harde werk. Ek dink dit is in enige ou se broekspyp om dit te kan doen. Nee, dit is harde werk en consistency. Jy moet consistent wees want jy weet
soos ek kan nie eens baie keer byhou met my vleie sê want die ene se gunsteling is dat, die ene se gunsteling is dit. So ons moet altyd net wees op dit, die hele tyd op dit wees. So ja nee, dit is definitief harde werk en jy moet ook besigheid oriënteerd wees. Ja, jy natuurlijk. moet dit ook aan net, verstaan jy? So dit moet alles, jy moet kan marketing doen, jy moet jouself heeltyd adverteer. So dit is baie belangrik dat jy dat die consistency van alles moet jy net reghou die hele tyd. Ja. Tot op jou produk. Jou produk kan nie vandag so pro en môre pro so nie. So dit is net consistency die hele tyd. Hoorie Venetia, jy verkoop ook die rou produk ook, en ek gee klasse om met te help vou ook. So mense doen my workshop, kom na my workshop toe en hulle leer ook hoe om die samosa te vou. En en ek doen ook die rou produkte vir baie besighede wat om rou soek. Ek help ook mense graag wat 'n begin wil maak om hulle eie besigheid te begin. So wat ek doen is ek gee vir die persoon soms hardloop hulle weg, soms kom hulle terug, soms verstaan ek waar nie eintlik so baie oor dit because op die einde van die dag probeer ek my deel ook doen teenoor my naaste. In die gemeenskap te belê. Ja. Dis wonderlik. Daarvan het ons nou nie eens geweet dat daar werkswinkels aangebied word nie. Yes. Dit is nou regtig iets wat ek sal wil doen, maar daaroor sal ek en jy praat. Nou ja, julle, dit was 'n wonderlike voorreg vir ons vandag om saam met hierdie vrou te gesels en sy is waarlik 'n pilaar hier in Saldanha. Mense ken haar reg oor die Weskus. Dankie, definitief. En dit is as gevolg van jou vriendelike diens en jou stiptelikheid, want mense wag nie, ek weet selfs van toeriste wat hier deur is, wat gehoor het van jou, daarvan weet jy ook nie, wat rouproduk gekoop het, gevries het by die huis maak, so hulle eet nou nog by die huis van samosa bosse. Ek kan veel regte waar sê, toerisme wat deurkom deur die dorp of waar ook al, wanneer ek 'n mark het, waar ook al ek hulle kry nou, nee. Hulle sal altyd my nommer gou eers vat en vir my vra doen ek aflewerings of ek is so in my om dit te noem ook, verstaan, as deel van my hoe kan ek sê my pitch wanneer ek my kliënte help. So dan sal ek hulle altyd sê ons doen rouprodukte ook, so as jy wil ons doen korees, ek stuur my goede wyd en suid, is nie net in die Weskus sê ons Korea, Pretoria, Johannesburg, Ooskaap, net waar jy dit wil hê, kan ons dit vir jou in Suid-Afrikaans stuur. So dit is nie net hier in die Weskus beskikbaar nie, dit is landwyd beskikbaar. Ja. Nou ja, julle, as julle nou lus is vir 'n samosa vanaand of 10, is Samosa Bos die dame om te kontak. Venetia hier in Saldanha. Sy stuur dit vir jou reg oor die land en ek kan vir jou vandag sê, jy sal nie spyt wees nie. Dankie Anet. Baie dankie Venetia vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het vandag en bietjie met ons kykers kom deel het oor jou liefde vir wat jy doen en jou teruggee aan die gemeenskap. Vreeslik dankie. Ek waardeer dit so baie want dit is regtig 'n geleentheid ook van vir ons klein besighede om ons net 'n bietjie blootstelling aan buitekant te gee. So ek waardeer die geleentheid ook baie. Dis ons plesier. Baie dankie Venetia en 'n mooi dag verder. Dankie. Nou mooi loop julle. Geniet die dag verder.